Goeiedag geliefde, ons het 'n ongelooflike week saam gehad waar ons diep in die tema van vryheid in God se teenwoordigheid gedelf het, waar ons gereis het en gekyk het, wat beteken 2 Korintiërs 3 vers 17 vir ons. En vandag, op ons laaste dag, wil ek hê ons moet terugkyk en onthou, dat vryheid is nie 'n bestemming nie, dit is 'n voortdurende reis van transformasie. Nou in 2 Korintiërs 3 vers 18 leer Paulus ons dat ons met onbedekte gesigte die heerlikheid van die Here aanskou en verander word na dieselfde beeld. Daai beeld is die beeld van Christus, van glorie tot glorie of van heerlikheid tot heerlikheid. Dit beteken ons vryheid in Christus is nie staties nie. Ons word voortdurend verander, stap vir stap, nader aan Christus se beeld. Dink byvoorbeeld aan iemand wat 'n hoë berg klim, né? Elke keer as hulle 'n hoër vlak bereik, gee dit vir hom of vir haar 'n beter uitsig, iets mooiers om te beleef en in te neem. Dis hierdie beter perspektief, hierdie mooier gesig wat maak dat daai persoon weer en weer hierdie berg wil uitklim. Berge en dan gaan soek hulle weer berge wat hoër is, want hulle soek daai beter gesig, daai hoër perspektief as die vorige en juis omdat hulle elke keer meer en meer van daai heerlikheid wil beleef. Nou dit is ook my en jou uitnodiging. Wanneer ons getransformeer word van heerlikheid tot heerlikheid, groei ons nader aan Jesus Christus, nader aan die gedagte wat Jesus vir ons lewens het. En dit is in hierdie nabyheid, geliefde, waar ons werklik vryheid beleef. Dit is hoe ons groei, né? In vryheid, deur nader te beweeg, daai hoër vlakke te klim. So prakties, hoe kan daai groei lyk? Eerstens, die woord van God. Ons word vernuwe wanneer ons die woord van God inneem en daai waarhede ons transformeer. Tweede gedagte, soos ons hierdie hele week gesels het, ons gesels oor die Heilige Gees. Wat doen die Heilige Gees? Hy lei ons in die waarheid en help ons om vry te bly. En dan die volgende gedagte is, maar alles is net volharding. Dis waar ek en jy daagliks kies om in vryheid te leef en te bly groei. En dit verg volharding. Veral in die wêreld waarin ons leef, waar dinge so anderste is as God se koninkryk, moet ek en jy leer om stroom op te swem. En dit verg volharding. Geliefde, en wanneer ons volhard, kan ons baie keer, ons kan moeg raak, ons kan uitgeput voel. Daarom wil ek vir jou sê, moenie moed opgee as jy voel, jy is nog nie waar jy wil wees nie. Geliefde, dank die Here, dat jy is ook nie meer waar jy begin het nie. Die feit dat jy op hierdie pad is, hierdie pad van verheerliking soos ons nader groei in Jesus, wys dat God besig is om jou te verander en vir my te verander. Hy is getrou en hy sal die goeie werk wat hy in ons begin het, geliefde, hy sal dit voltooi. Daai is Filippense 1 vers 6. So, waar het jy geestelike groei gesien hierdie week in jou lewe? Is daar dinge wat verander het? Dinge wat jou anders te voel? Dalk het jy in die week 'n kommentaar gelos, iets gesê wat jy die Here voor vertrou en ons as 'n gemeenskap bid saam en jy voel daai deurbraak, né? So, in watter areas dalk wil jy nog groei en meer vryheid ervaar? Tik dit in die kommentare, deel dit met hierdie geloofsgemeenskap, dat ons saam vertrou, saam hoop, saam bid. En laastens, hoe kan ek en jy vashou aan die waarheid, dat ek en jy, ons is 'n werk in proses, en dat God, hy is die een wat ons besig is om te verander van heerlikheid tot heerlikheid. Geliefde, prakties, kom ons bly in God se woord, né? Kom ons maak dit 'n daaglikse gewoonte om Bybelverse te lees en te leer en te memoriseer. Veral hierdie week se wat alles praat oor vryheid en groei, né? Dan onthou dat vryheid is 'n reis. Dis 'n konstante ding wat ons bly doen. Dis nie 'n eenmalige aksie of 'n eenmalige event nie. Dis 'n daaglikse ritme. So ek en jy, ons moenie ontmoedig raak as ons nog nie daai punt bereik het waar ons graag wil wees nie. Onthou, God is besig om jou te vorm. En dan laastens, en hierdie help so baie, as ek en jy kan groei in ons dankbaarheid. So dankie die Here vir sy werk in jou lewe, né? Vier die klein oorwinnings en getuig van hoe hy jou verander het, né? Hoe God daai werk in jou gedoen het. En onthou vryheid in Christus is 'n lewenslange pad. Dis 'n pad van genade, dis 'n pad van groei en God se absolute heerlikheid. So geliefde, moenie terugkyk of terugval nie, né? Hou aan beweeg. Tel jou voete op en beweeg. Hou aan groei. Hou aan verander van glorie tot glorie, van heerlikheid tot heerlikheid. En van my en die hele beleefspan, ons wil vir jou so dankie sê, dat jy die week saam met ons gereis het, saam met ons gegroei het, saam met ons beleef het. En mag jy aanhou wandel
En hierdie vryheid waar Paulus so luidkeels praat, hierdie vryheid wat ons werklik vrymaak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir die week se reis en die avontuur wat ons gehad het om te leer wat dit is om werklik vry te wees. En dit is vir ons almal 'n proses, Vader. Niemand van ons het daai volkomme vryheid al bereik nie. Dit gaan ons eendag in die hemel kan ken, maar hierdie kant van die hemel is ons in proses om meer te word soos Jesus Christus daagliks, wanneer ons tyd spandeer in God se woord, in gebed, deur die Heilige Gees word ons getransformeer na waarheid toe, na glorie toe, na heerlikheid toe. En wanneer ons daar begin wandel, Here, dan lyk en voel ons lewens radikaal anders. En ek bid dit vir elke liewe persoon. En dan spesifiek, is daar mense is wat struikel en regtig struggle met moeilike dinge wat hulle werklik terughou en hulle kan dit nie verbykom nie. Bid ek vandag die kragtige naam van Jesus dat U hulle sal help om daai bande te breek, daai leuns te sny en af te breek en dat hulle sal wandel in die werklike lig van waarheid, daai vryheid. Is die beeld wat ek nou sien, Vader, is die beeld van toue wat geknip word, amper soos rekke wat om ons gebind is en ons is vasgestrengel. En soos ons in die waarheid van God beginne vertrou en beweeg en U heerlikheid inbeweeg, dan skyn U lig ons lewens, U verlig die paaie voor ons uit. En daarom vra ek Here vir daai bonatuurlike deurbraakkrag van die Heilige Gees in elke situasie wat ons vandag in die gesig staar. Ons bid dit alles in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, môre as julle inskakel saam met ons op hierdie platform, het ons vir Leon Tiaart wat met ons die woord gaan deel. Ons is so opgewonde dat hy weer 'n bietjie saam met ons kuier. Ek hoop jy sal inskakel en saam met ons die woord van God geniet. Gaan in vrede. Totsiens.